Goeiedag en baie welkom by ons les oor idiomatiese uitdrukkings en spreekwoorde. Ek wil graag vra dat u beeld sal afskakel en so ook u stem sal afskakel, sodat slegs ek op hierdie opname gehoor kan word. Idiomatiese uitdrukkings en spreekwoorde is belangrik om te gebruik tydens ons skoolloopbaan en sowel as in ons volwasse lewe. Dit laat 'n mens dink aan vele uitdrukkings wat volwasse mense gebruik en so ook hierdie gedig. In die wêreld van uitdrukkings waar taal en betekenis ontmoet, vind ons die pragtige idiome wat verhale vertel. Soet. Die koel is deur die kerk, 'n besluit wat ons nie keer, die tyd het ons verbygesteek, geen weg terug. Dit is nou weer. Die aap uit die mou laat, 'n geheim onthul en wys die waarheid lê nou bloot vir almal om te sien, verstaan en kies. Agter die wolke skuil die son, hoop in donker tye, seer, 'n ligpunt wat ons lei en troos in elke hartklop, naby of ver. 'n groot gat in die hand hê, roekeloos met geld speel, vlugtig, sonder om te dink en dan die konsekwensies heel, so skaars soos hoendertande, rare fondse, swaar begeer, jy soek en soek, maar vind dit nie. Die waardevol is seker en veer. Die katte agter die gordyne wees, in die skaduwees verskuil. Jy kyk, vermoed, maar kan nie sien wie daar beweeg nie. Daar huil, maar kop in die sand steek, probleme wegsteek, ontken maar die werklikheid, klop aan jou deur om aandag te vra, te erken. Boontjies moet wag, geduld is 'n deeg wat ons leer, die goeie dinge kom met tyd, die smaak van sukses, soet en teer, so dans ons deur die idiome, in 'n taal wat ek ryk en diep. Hulle kleur ons woorde en gedagtes en in elke sin lê 'n skat, 'n roep. Pragtige gedig is dit nie? Hierdie gedig laat jou regtig besef wat die waarde is van idiome. Dit is kleurryk, taalryk en jy hoor sommer die wonderlikheid daarin. Maar wat is 'n idioom nou werklik? Dit is 'n figuurlike manier van praat. Wanneer ouma bel om vir jou te sê, dit het katte en honde gereën in die Kaap. Ja, ouma, dis winter. Dit is verskillende uitdrukkings wat taal meer kleurvol en interessant maak. Ons taal sou so sleg gewees het, as ons glad nie idiome gehad het nie. Jy sou nie interessant met jou maat kon kommunikeer nie, en jy sou ook glad nie wou kommunikeer met jou familie nie. Mens kry idiome op verskillende plekke, soos in letterkunde, wat altyd moontlik is om die betekenis van 'n idioom uit die woord af te lei nie, omdat dit baie op figuurlike spraak berus. Vir die rede kan ons idiome ook nie direk aan een taal in 'n ander vertaal word, sonder om 'n betekenis daarvan in ag te neem nie. Soos die voorbeeld wat ek gesien het. Jan skiet 'n kat. Beteken nie noodwendig dieselfde as Jan shoots a cat nie, maar moet na gelang van die konteks eerder vertaal word as Jan is vomiting. Sien, dis bietjie snaaks om katte te skiet in Engels. Skryfwerk kan ook nie geskied daarsonder nie. Alle skryfstukke moet 'n idioom, vergelyking, metafoor en intensiewe vorm bevat, wat jy dan onderstreep. Jy gaan 'n mooi stuk skryf, byvoorbeeld nou 'n opstel, en dan gaan jy daardie idiome, vergelyking, metafoor en intensiewe vorm onderstreep wat daarin is. Dit maak dit makliker vir jou merker ook, om dit dan nou weer te merk. En so kan jy meer punte kry ook in jou skryfwerk. Ja, dit is baie belangrik. Letterkunde, advertensies, liedjies op televisie. Advertensies. Ons het kleurryke advertensies wat ons gebruik.
op televisie of op radio. En in liedjies sal ons later kom. Hoekom gebruik ons idiome? Dit maak die lewe meer interessant. Dis orals. Dis hoekom ons idiome gebruik. Jy weet, 'n advertensie sal maar baie sleg gelyk het as daar nie iets kleurvol was nie. Kyk nou maar die lekker slaap advertensies waar Peer bietjie interessantheid bring in sy tities baai en allerhande advertering wat hy doen vir verskillende plekke. So kan jy ook jou lewe meer interessant maak wanneer jy idiome ken. Wie het nou ooit kon dink dat dit op televisie en in liedjies sou voorkom? Idiome is die basislyn van ons onderrig, ons lewe. Sonder idiome is daar nie vir ons 'n lewe van taal nie. Nou op televisie is daar voorbeelde van my kar is op die koffie of my kar is in sy kanon in. Hy het sy gat gesien. Plat taal gebruik. Plat taal kan weer vertaal word as slang in die volksmond. Maar maats, is ons karre regtig op die koffie of in sy kanon in? Nee man, dis net stikkend. Ouma sou nou so iets gesê het. My ouers gebruik ook sulke taal, omdat hulle bietjie 'n generasiegaping het tussen my en hulle. Jou kar is maar net stikkend, kalmeer Susan. Dan is daar nog 'n voorbeeld wat ons kan gebruik. My CD's het mos voete gekry, my huis is rot en kaal besteel. Arme slagoffer van diefstal. Maar jou CD's kan nie opstaan en uitloop uit die kamer nie. So, jou huis is beroof en al jou goed is gevat. Hoopelik het hulle al die Kurdern CD's gevat, want ek is nou nie mal oor hom nie. Maar nou ja, kom ons luister na 'n lied. Die harde, gaan nie vir ons wen. Alles wat ek het is op jou geweeg. As jy daar boos, skeer die harde. Ik ga vir jou keer. Alles wat ek het is op jou geweeg. Laat ek op en dans, dit is nou jou kans. Laat ek op en neer, geen my baie meer. Geer die gas, kom ons vat ons vast. Jy is mos nie bang nie, niemand gaan jou van nie. Laat ek op en dans, dit is nou jou kans. Laat ek op en neer, geen my baie meer. Geer die gas, kom ons vat ons vast. Jy is mos nie bang nie, niemand gaan jou van nie. Graag wil ek by jou hoor wat dit vir jou beteken. As ek vir jou sê, laat die poppe dans. Okay, ek sien jy verstaan nie wat beteken laat die poppe dans nie. Laat die poppe dans beteken dat daar is gevaar in die omgewing. Daar is gevaar in die omgewing. Laat die poppe dans. Ja, dit beteken nou nie dat daar moeilikheid of dat die geheim verklap is nie. Sorry, verkeerd gelees. Dit beteken nie dat die geheim verklap is nie, nee. Ja, dis nogal 'n onbekende ene. Meestal gebruik mens die aap is uit die mou gelaat of die werk is soos die appel val nie ver van die boom af nie of sulke goedjies. Mens gebruik nie regtig die laat die poppe dans meer so baie nie. So ja, dis nogals moeilik om dit dan nou te weet as jy dit nou nie verstaan nie. Maar volgende is 'n volgende idioom wat ook met musiek te doen het.
Jammer, die rekenaar is bietjie stadig. Busca champagne, kasse op die kandelijn, 25 roos om die rooiwijn, loftes was, papas, moet so lekker soos nou nie. Net jy en ek, die wagte by die hek, en ons nou wagies, elke liefde toukie trek, om hierdie aand te reel, maar niks is met te veel vir jou nie. Graag wil ek weet in watter liedjie hierdie ene voorkom. Ek gee jou 'n paar oomblikke om weer 'n bietjie te dink, in watter liedjie kom dit voor. Ongelukkig is dit nie Baby Chocolates nie. Dit kom voor in Af en Af van Kurt Darren. Maar wat beteken elke liewe toukie trek? Elke liewe toukie trek beteken dat jy moet planne beraam sodat die aand sal uitwerk vir jou en hierdie spesiale meisie. Ja. Vervolgens is daar ook nog 'n paar idiome wat ek aan kan dink en jy ook aan kan dink. Jy sê dit is verby, jy sê jy kan nie langer bly. Met my hart hier in my hande weet ek jy moet gaan. Ek wens ek kon jou hou, ek wens ek was 'n beter ou. As dit jou laaste aand by my is, wil ek jou nie laat gaan. Ek wens jy kan verstaan, mis ek al en stay saam. Ek mis jou hande deur my hare, hoe kan ek jou laat gaan? Ek sien jou in die reën, ek sien hoe jy jou hart uitleen. Ek wens na al die seker sien ek is die een. En nou staan jy voor my, jy maak my knieën lang, jy haal die wind hier uit my seile, en ek bly verlief op jou. En nou staan jy voor my, jy maak my knieën lang, ek voel jou hande deur my hare, en ek wens dat jy sê jy's verlief op my, verlief op my, verlief op my. Ek soek jou naby my, en dan staan jy voor my, jy maak my knieën lang, jy haal die wind hier uit my seile, en ek bly verlief op jou. En dan staan jy voor my, jy maak my knieën lang, jou hande deur my hare, en ek wens dat jy sê jy's verlief op my. So idiome het verskillende betekenisse en daar is baie verskillende idiome. Ek wil graag ook vir jou vandag dankie sê dat jy dit moontlik gemaak het vir my om hierdie les of hierdie les aan te bied, sodat dit vir jou ook verrykend kon wees en dat jy ook hierdie gevind het as leersaam. Dankie ook dat jy bereid is om 'n vakansiedag vir jou op te offer om hierdie les by te woon. Ek hoop jy vind baat daarby om te gaan leer oor idiome en bel bietjie jou ouma en vertel vir haar wat jy geleer het van idiome in hierdie les.
sodat jy ook, soos hulle in Engels sal sê, brownie punte kan kry.